Goeienaand, hier op die maandag aand. 16 grade by my. Die weerprofeet reken ons gaan reën kry. Dit het al so 5 mm gedrip hier in die laaste paar ure. Maar nou ja, vroeër het die weer gedrein en so, maar ek hoor nou niks nie. Sorry. En welkom vir almal op die flight en dankie vir die groetes wat gestuur word en so. En Elaine Burger, wow, dankie vir daai super chat. Ek waardeer dit geweldig hoor. Baie dankie. Laat net sien wat gaat hier aan. Ek bly om te sien Loggies is hier, soos Loggies in Nisha. Ek vlieg daarom nie solo nie. Hier by ons is hier 'n deel in die vallei waar die mense nou al van Vrydag af sonder krag is. Nou ja, vroeër vanaand my vrou gesê, dis al hierdie jare so verwaarlosing wat nou begin wys hoor. Ek kan onthou toe ek die plek gekoop het daar in die 90's. Elke jaar. En nou hier rondom Oktober, November. Dan was die Eskom spanne hier, dan het hulle die lyne geloop en hulle die bosse gekap onder die drade en alles en skoon gemaak, check. En dit het gestop, seker so by 2002, 2003 rond. Dit gestop. Ja. Alles bliksem met mekaar uit. Hier was een plek waar die weer 'n paal geslat het en die ou se links het geval. Maar omtrent seker 200 meter van die draad het afgeval, afgedonder en lê op die grond. So, alles moer uit mekaar uit. Alles moer uit mekaar uit. Maar as daai klomp etters daar op sosiale media, hierdie fucking SASSA brigade, baie groot bekke oor apartheid en groot bekke oor fucking rasisme en al sulke goed. Maar dis reg. Hulle moet aandonder soos hulle lekker kry. Hulle kak is geboek, hulle weet dit nog net nie. As 'n groot realiteit, ek sê nie goed sommer net so die duim uit nie. Onthou, daar's 'n groot reality. Wow, voor ek by daai reality kom, moet op. Kaptein sê dat julle buckle up, dis wheels up, daar gaan ons gaan 'n bietjie wegvlieg vanaand. En die meisies is reg, hulle lekker gerus, en hulle sê hulle is reg om seker te maak, almal enjoy die flight. Is al 'n mooi crew hierdie hoor, fuck it. Ja, in elk geval. Ja, daar's 'n groot realiteit van die universe. Die universe laat niks buite balans vir te lank nie. Dan maak hy dit reg. Dan balance hy weer die skaal. Nou, 'n reality van Suid-Afrika is hier is seker 40 miljoen mense te veel, amptelik. Dit sluit nou locals plus die immigrante in. In die 70's het die WNR 'n navorsing gedoen waarin hulle bepaal het, Suid-Afrika se draagkrag vir mense is 45 miljoen. Dan sal daar genoeg water wees vir die mense, genoeg water wees vir die industrie, genoeg water wees vir die landbou. Maar hulle het dit gedoen gebaseer op die veronderstelling. Die waterinfrastruktuur wat daar is, gaan in stand gehou word en uitgebrei word soos beplan. Nou julle weet ja, die uitbreiding het daar fokol gebeur en die beplanning het daar, en die maintenance het daar fokol. Nou donder al die goed in mekaar in. Maar hier is al amper 100 miljoen mense in die land. Dis te fokke veel. Ek meen, jy kan klaar sien, die waternood is serieus. Nou, as hierdie ouens groot skaal begin sewage water drink, gaan hulle fokke vrek soos vleie. En ons gesondheidssisteem is so opgefok, hy sal niks kan hanteer nie. Jy kan geen krisis hanteer nie, niks nie. Maar nou ja, hulle donder aan en hulle dink hulle is, jy weet, op 'n plek waar hulle het nie nodig om ag te slaan op die realiteit van wetenskap nie. Hulle kan fucking aantel as hulle gaan. Nou hoor ek allerlei stories, ek het nog nie genoeg om waaroor te praat en so, maar ek hoor allerlei stories van 'n moeëse krisis, wanneer die AIDS, blykbaar so 8 miljoen positief
HIV-positives ouens wat voordele gehad het uit daai Amerikaanse programme uit. Daai mense is nou fucking afgesny en daai goed, daai Amerikaanse support is gone. Die regering bullshit die mense en sê nee, maar hulle sal hier support, maar ek luister na daai een plank met die kwas wat reken nee, hulle het die emergency fees aangevra. Emergency fees wat fucking waarvan afkom? Waar is dit? Waar is dit? Gesteel, dis weg, man. In elk geval, ek weet nie met hoeveel persent het die HIV ladingstoetse gedrop in die laaste 6 maande nie. Skrikwekkend. Maar ek kan onthou, ek kan nou nie die ou se naam onthou nie, maar eers ek sien sy gesig so duidelik voor my. Hy was in 'n presidensiële verkiesing daar in die laat 90's so. Ek kan nie onthou teen wie hy gehardloop nie. Maar hy het onder andere gesê as hy verkies word as president, sal hy 'n executive order uitreik wat sê die enigste mense wat HIV medisyne, jy weet, mediese support sal kry van die staat van Amerika, sal die mense wees wat ek dink voor 94 of so iets, wat voor daai tyd HIV opgedoen het as gevolg van bloedoortappings. Maar die wat dit optel van die stekery en so, hulle is op hulle eie. Die staat gaan hulle nie medicate nie. Hy sê, want dit is 'n voorkombare ding, en as hulle dan nie luister nie, dan sal hulle op hulle eie. Yes, ek is so spyt die ou het nie gewen nie. Ek kan nie sy naam onthou nie, man. Maar in elk geval, die feit van die saak bly, 8 miljoen sê hulle is hier by ons positief. En hulle steek aan asof al fucking dik is niks nie, jy weet. HIV is fokol, hulle gaan net aan. Want hulle bly die pille en die medisyne goed kry. Hoekom? Hoekom moet ons belastingbetalers betaal vir hulle roekelose stekery? Why? Ek kan dit nie sien nie. Dankie vir my, dit is nie reg nie. Jy weet wat my die bliksem in maak? As jy dan kyk na die wette, daar's fucking wette wat my as 'n werkgewer verbied om 'n ou sy HIV status te vra. Ek mag hom nie dit vra nie. Vra ek why? Daai ou is useless, hy gaan binne afsienbare tyd fokol niks werk vir my maatskappy werk wees nie. So ek ben nou invest in sy opleiding, maar hy's 'n walking corpse. Maar ek mag hom nie vra daaroor nie. Plus hy's fucking gevaarlik vir al die ander. As jy byvoorbeeld in 'n ingenieurswerk of in die konstruksie is en so, die donders erin kry seer en bloedspat en al, dan sal daar 'n probleem. Maar nou ja, dis is wat hulle die wette modify en maak om hierdie onheiliges te fucking beskerm. En die van goeie waardes, hulle is op hulle eie. Ek het hier 'n video wat ek vir julle wil wys van 'n girl. Daar's nou 'n ding wat posvat, 'n benaming wat posvat het in Amerika, passport bros. En dit is hierdie manne wat uit Amerika uitgepad na ander lande toe en daar vir hulle vrouens kry en dan trou en daar bly. Hierdie girl verduidelik dit baie mooi. Luister gerus. Dit is vir my baie toepaslik toe ek dit nou vanmiddag optel. En net die ding kry. Hier sy. Luister mooi wat sy sê. A passport bro is a man who is done with untitled, ungrateful, high-mileage women in the West demanding provider status while offering nothing but an attitude fans link. Done with 50% divorce rates, false accusations, alimony, traps, and child support jails. Done with feminism lies. You're toxic if you want a feminine, loyal, fit, debt-free, low body count. So he grabs his passport, flies to Colombia, Thailand, Philippines, Ukraine, Brazil, anywhere but the US. Places where women still value men. Cook, stay slim, don't weaponize sex, and see marriage as a partnership, not a paycheck. Stats don't lie, my friends. US women initiate 70 to 80% of divorces. 60+% of Western women, 18 to 30, are obese or overweight. The average Western woman, 7+ sexual partners by the age 25, and that's backed by the 43% of U.S. men under 30 are celibate, rejected, or priced out. Foreign wives, lower divorce rates, higher happiness, traditional values, actual gratitude. Passport bros aren't running, they are upgrading. So I'm with you guys. Smarter, not weaker. West failed the men, so men left. Can't blame them. Baie waar wat sy daar sê hoor. Maar
Jy kan glo, sy is vir uitgekak like hel, hoor het sy sulke dinge sê. Maar dis die probleem. Mense wil nie die feite hoor nie, wil nie die waarheid hoor nie. Gisteraand het ek gepraat en ek het genoem, ek kan nou nie onthou wat gisteraand was op Saterdag aand, genoem van wat op die kruis gebeur het. Toe Jesus vir daai ou gesê het, voor die son vanaand ondergaan, sal jy saam met my in die paradys wees. En hy het nie vir hom gevra, wat is sy stamboom nie, hy het nie vir hom gevra, wat 'n kerk is hy nie, hy het nie vir hom niks van daai goed gevra nie. Daai ou het sy misdaad erken en hy het vir Jesus gevra, dink aan my as jy gaan. En hy het die ander een stilgemaak en gesê, hou op met jou kakpratery. Ons is ten minste skuldig aan iets, hy is onskuldig. Wat daar gebeur het, is, Jesus het daai man gered, net uit genade. Kom hierdie Israeliet aanbidder, en hy maak die stelling, dat daai ou op die kruis, was van Jesus se draaipunt, hy was 'n freedom fighter. Vra ek vir 'n dominee, wat is hierdie storie? Nou ek moet jou tog die dominee se hele antwoord lees. Dat ek dit net kry. Ek nou nie dinge uit my duim uitsuig nie. Waar is dit? Ja, hierdie ou het hy het 'n reply geskryf, kommentaar geskryf op my video en sê, die misdadiger aan die kruis langs Jesus was 'n vryheidsvegter, Israeliet, wat die Romeine aangeval het, Jesus se volksgenoot. Antwoord die dominee, sê, was 'n ernstige onlogiese glitch in Koos se argument, want die ironie is, dat ons blankes vandag is gedeeltelik afstammeling van daai Romeine, nie volksgenote van Jesus nie. En, daar is vandag geen bevestigende dokumentasie wat kan bewys dat daai vergeefde moordenaar eintlik 'n vryheidsvegter was nie. Al wat ons weet, is dat daai misdadiger self sy skuld aan sy misdaad erken het in die kruis gespreek. Kom hierdie perd terug, stuur het my nog 'n message, met 'n fucking videolink en alles. Die sogenaamde misdadiger aan die kruis was 'n zealot. Hulle leiers was Barabbas. Volgens die Romeine was hulle terroriste, wat die Romeinse regering wou oorneem. Hulle was stoere, patriotiese Israeliete. Die man is waansinnig om sy punt te maak. Hy wil nie daai daad van Jesus, met 'n genadedaad, nee, dit nie herken nie, maar dan bliksem hulle hele Israeliet uitverkore kak alles uitmekaar uit. So ek lag vir sy gat, lag daarvoor. Ja, terwyl ek so lekker lag, kom ons vat maar dit op. Ek sien wat gaan hier die chat aan. Debbie van Wyk sê, vandag vol sonskyn en die tuin is back to size gesny en getrim. Groentetuin weer op datum met nuwe witsapboontjies geplant as ook ronnebone. Lekker dinge. Ja, ek het van Davia 'n paar foto's, ek het dit reën lekker daar by hom ook hoor. Kwaai. Okay, Stefan Swart sê, klein ek het die naweek jou appelkoeskonfyt resep gebruik met 'n bietjie allspice. Lekker, gemaklike resep en heerlik. Jap, dis reg, jy sien. Jy kan lekker met speserye met appelkoes, veral as jy nie die suiker oordoen nie. Kan jy lekker met speserye speel hoor. Hulle hou van gemmer ook. En daai allspice klink vir my na 'n goeie plan hoor. Maar nou ja. Ja, Andrew Kingsley sê, ja, daai line maintenance het ons in Natal elke 4 maande gedoen. Dit het ons soms 'n week gevat om die area weer op sy top te kry. Dit was die lekkerste werk om te doen, jy kon dan lyninspeksies doen ook. Ja, dit wat ek gedoen nie. Toe ek in my vorige lewe daai besigheid het my in Natal gehad, het 'n kontrak met Eskom gehad. Ons het die kit en die consumables verskaf aan daai helikopterteam van hulle, wat die die insulators skoon gespuit het. Ek wonder of dit nog gedoen word. Want ou het eendag vir my verduidelik, daai een van die pilot het my verduidelik, toe sê net, met die veldbrande en so, daai rook, dit veroorsaak aanpaksels op die insulators, en dit is carbon. En as hulle dit nie gereeld skoon maak nie, dan kan daai insulator spike. Maar daai goed word net nie meer gedoen nie hoor. Niks word gedoen. Fucking maintenance is 'n vloekwoord vir hierdie vloerplanke man.
Ja, Stefanie sê haar krag nou eers aan na gisterand. Ek sê vir jou, hier's ouens by ons wat nou nog sonder krag is. Al van Vrydag aand af. Ja, Nisha, ek het gesien daai haal waar in Noord in Pretoria Noord, dit is rof hoor. Okay, Billy sê hy's veilig terug op 'n waarloos plaas. Tweede inverter geblaas. Billy, jy's rof op 'n fucking inverter hoor. Jy's rof op inverters hoor. Nigel Souden wil nou daai iets sê van Zelot, maar toe natuurlik om met self met 'n entry gevang. Hy sal seker nou verder praat oor dit. Ja. In elk geval. So dit is vir my net interessant geweest dat daai ou so vinnig en ons eet vanaand lekker icebine hoor. Lekker icebine. En op die einde van die dag, ek kan nie verstaan dat daai man nou vir my wil kom probeer verduidelik dat daai persoon aan die kruis, hy was nou eintlik 'n goeie ou gewees. Ek verstaan dit nie, maar dit is die groot ding. Hulle probeer enige ding doen om hulle, heerlik. Nee, wat jong. Nou is ek weer op baie plek het hierdie, as nou 'n spelfout, maar hierdie fucking ding, wil nou weer nie, ek moet dit regmaak nie. In elk geval. Weet van die saak bly geniet daai icebine, dis baie lekker. Okay, daar's my Nigel Souden nou terug. If the man on the cross was a zealot, then he certainly wasn't an Israelite, but was an Edomite. That was of the lineage of Esau. Ag, Nigel, ek gaan nie eers met daai ouens so goed entertain nie. Hulle het 'n hele ding gebou en die hoeksteen van hulle hele ding is hierdie chosen ones en uitverkorenes en al daai kak en so voorts. En Jesus het gekom en met sy predikasie en so, hy het al daai goed van die tafel afgevee, die wette afgevee, al die goeders afgevee. Maar hierdie ouens, vir hulle is dit nou 'n moerse probleem. Jy weet, want dit moet nie maklik wees nie, dit moet moeilik wees, dan is hulle happy. Ek het hier 'n ander video wat ek vir julle wil speel, wat julle dalk sal geniet. Dis van 'n swart ouetjie, local. Hoor wat sê hy. Dat ek nou net die video kry. Hier is hy. Hier is 'n bietjie langerige video, maar luister baie mooi wat sê hierdie jong man. Africa had ran the country, been nothing. We would have zero infrastructure. It would have been like pre the 1800s. There would have been nothing. We can all see right now. Everything that was built by Afrikaners is being destroyed. We are now starting to look like other African countries. Remember those African countries when we were growing up, we used to go on TV and laugh at them for looking so primitive. Now we are headed in that direction, and we can all see. And most black people are not brave enough to it, but we can all see. We don't know. We have no clue. Like there's nothing that's being like blacks can't even maintain what we. Guys, we need to get the right people. Get the right people. Let them run it. Apartheid is, let them run the country. Save yourself. The way things are going, more suffering. Ja, more suffering will come. Ek gaan nie meer opgewonde raak oor hierdie fucking vloedplanke nie. Die wet van die natuur gaan vir hulle uitsort hoor. En daarteen het hulle nie verdediging nie. Hulle kan nie hulle self verdedig teen die wet van die natuur nie. As die natuur oorvat, dan help niks nie. Billy sê, dis nie sy skuld, die tweede keer nie. Ja, Billy, ek wil nou nie jou stories hoor nie, jy's rof op die kooppunt hoor. Okay, Nico Skepper sê, hy het die kontrak gehad om die insulators in die substasie skoon te maak. Ja, al daai goeders was gedoen vir goeie redes. Alles is net fucking gelos, laat gaan, laat vergaan. Kom hierdie fucking Cyril nou met sy kak van, ja, ons moet vervaardig en ek weet nie wat alles nie. Daai man is besig om te gly op sy gat, hoor. Hy is besig om te gly op sy gat. Hy, sy party het die tekstielindustrie verwoes. Sy party het die staalindustrie verwoes. Al die staalindustrie wat so verwoes is, al die ingenieurswerke, al die ingenieursplekke, alles is toe. Miljoene jobs wat verlore gegaan het. Hulle het die land afgebreek. Ons was 'n selfvoorsienende land gewees, man. Hulle het dit alles afgebreek om vir hulle self geld in hulle sakke te steek. Nou wil hy hier kom sit en kak praat van ons verdien het om in die G20 te wees. Ons is 43ste op die fucking GDP lys. G20 staan vir die top 20. Nou wil hy maak of Suid-Afrika 'n plek verdien daar. Suid-Afrika het sy plek in die G20 gekry onder die apartheid regering.
omdat ons verskriklik fucking geproduce het en uitgevoer het. Ons voer fokol uit. Roumateriaal, ja. Verder niks nie. Ons voer roumateriaal, grondstowwe, onverwerkte grondstowwe en groente en vrugte. Jy weet, landbouprodukte. Nou sien ek al om een goeie ding gedoen is hulle die Amerikaanse hoenderinvoer gestop. Want ons daai fucking hoenderinvoer wat deel was van die AGOA agreement, nee. Almal skree AGOA, maar niemand kyk na die fucking ander kant van AGOA nie. Die ander kant van AGOA gee die Amerikaners die reg om hulle kak hier te damp. Hulle het ons hoenderbedryf uitgewis amper, met die damping van hulle excess, want daar sekere snitte wat die Amerikaners nie eet nie. Dan damp hulle daai vlerkies en goed hier, teen piss-cheap pryse, waarteen ons local ouens nie kan kompeteer nie. En die locals het hoeveel keer gevra vir die regering, moenie dit doen nie, en hulle maak het vir ons onmoontlik om te kan operate. Hoeveel groot moederproduksie-operators in ons land is sy moeder? Maar nou kom hierdie donderse steen kakhuis in. En hy, wat doen hy? Spuit Bill Gates se kak in al die hoenders. Nou wil hy daai selfe kak in al die beeste inspuit. Iemand moet die fokker stop. As ons hierdie ouens nie stop nie, gaan ons almal dood vergiftig. Hoe die fok gebeur dit? Ons sit en kyk, laat hulle ons vergiftig. Hoe die fok gebeur dit? Buddy Brown, ek het nou die oggend al geluister, toe praat hy oor dinge in Amerika en hy praat oor die Christendom in Amerika. Toe sê hy, as hy na dit kyk, al wat die Christene kan red, is crusades weer. Nou vir julle wat jonk is en nie weet wat met die crusades gebeur, jy moet beter gaan lees en oplees wat het daar gebeur, hoor. Dit was met die crusades wat die moslims gedryf was uit Europa uit. Fucking tot oor die Bosphorus daar in Turkye. En Karel Martel het vir hulle gesê, bly daai kant van die Fokkerrivier, as julle hierdie kant toe kom, maak julle dood, in elk geval. Maar ek kyk, Europa's, ek luister na 'n gesprek van Eva Vlaardinbroek, eerlikheid, 70% van die mense in Brussels is immigrante. Sy het 'n paar stede opgenoem wat almal oor die 50% is. Sy sê Europa is in sy moeder en klaar. Ek sien gisterand 'n video van hoe dit in Switserland lyk. In daai een stad in Switserland. Switserland van alle plekke. Goeie fok. Dit lyk soos hier in een van hierdie Afrika stede. Lyk soos fucking in Joburg, man. Maar nou ja, ek is nie vandag nou 'n goeie plek nie. Ja, boerseun. Goed dat jy al daai stories daar vir ons vertel. Wys vir ons maar net hierdie Israeliete aanbidders is verkeerd. Jesus het nie vir daai man enigiets gevra nie, hy het net vir hom gesê, vanaand is jy saam met my in die paradys. Of hy nou 'n Viking was, of hy 'n Eskimo was, of whatever hy was. Kom hierdie Israeliete vir jou fucking vertel, jy moet met een van daai Israeliet afstammelings wees, anders kan jy nie, sê, gaan jy hel toe. In elk geval. Maar die feit van die saak bly, dinge is besig om geweldig te verander. Hier's ouens wat my sê, ja, ek praat net oor oorseese goed en so. Boere, daai goed wat daar in Europa gebeur, gaan vir ons fucking direk affekteer in Suid-Afrika, hoor. Direk. En jy hoor nie hierdie goed wat ek met julle praat, hoor julle nie. Ja, maak, Helene, 'n klomp van daai kalkoense bendelede het al klaar gejump Israel toe hulle gaan kruip in Israel weg. Nou sien ek, karring nie, maar ek het dit in die nuus goedjies wat ek vir julle wil wys. Ek sit nou weer hier en praat 'n klomp goed, jy weet, in plaas van ek julle die nuus te lees. Ja, Christo, ek het daai verdagtes gesien, ek het 'n paar interessante, ek het 'n moerse interessante ding gekry van 'n ou wat besigheid doen in Rusland. Zuma het op Eri gejam en Moskou toe gevlieg. Ek het gisterand vir julle gesê, ek het 'n berig ontvang dat Putin het 'n muur tussen hom en Zuma gesit. Weet nie wie van julle dit gehoor nie, maar in elk geval, stuur hierdie ou vir my hierdie ding. Zuma het oorgevlieg so toe, om hy ouens te gaan probeer uitkry. Toe hy in Moskou aankom, hy is altyd die rooi mat fokke gekry daaroor. Toe hy in Moskou aankom, toe is daar niemand wat met hom wil praat nie. Low level oukie van die Departement van Buitelandse Sake, wat hom toe te woord staan en vir hom sê, luister, sit jou versoek op skrif en stuur dit vir ons in deur die ambassade. That's it. So my ek my op sy Erik klim terugkom. Onverrigte sake. Ek sê vir julle, Bille, hier kom groot kak. Ek is doodseker, Trump
En Putin het al klaar besluit hoe Suid-Afrika verdeel gaan word. Maar nou ja. Maar ek het 'n ander beriggie wat ek met julle gaan behandel vanaand. Wat hierdie Israeliete nog 'n fucking skoot gaan gee. Ek weet nie hoe gaan die geleerde boerseun dit vat nie. Maar nou ja. Ja. Jonathan Hunt sê ja, die budgies reken is Iran wat agter die plaasmoorde sit. Sê jy vir daai budgies hulle fucking moere hoor. Iran is boere. Ja, daar is 'n paar mullahs ook daar, maar die bevolking van Iran is boere. Ja, ek het al van sy goed gekyk, Anton Redlinghuis, maar jy moet verstaan, jy weet, ek het gisterand vir 'n ou verduidelik. Hy is een van die kanaalondersteuners wat wil hê ek met 'n video klip maak wat hy vir Takker kan stuur. En dus jy weet my probleem is, ek is nou nie soos Petser groep nie, en ek is nou nie fucking rootsgroep nie, en al daai goed nie, ek is one man. Ek moet al my navorsing self doen, ek moet al my voorbereiding self doen, ek moet al my tekste self skryf, dan moet ek die produksie doen, en ek moet nog weer fucking aandag gee aan die kommentare en al daai goed. Julle weet nie hoe vol is my dag nie. Ja, Boersien, daai is reg. Ek moet vir jou sê, ek ken daarom 'n stukkie van jou geskiedenis, so ek weet, jy kry fucking lekker as ek hierdie Israeliete so ry, my man. Ek weet. Maar hulle gaan, ek het hier 'n ander ding, wat ek nou nog gaan hanteer, wat vir hulle 'n fucking doodskoot is, joep, deur die kop, hoor. Maar ek gaan by dit uitkom. Kom ons vat 'n dop, dan kry ek die nuus goed agter mekaar, want nou is ek sommer angstig om daai artikel vir julle te kan doen. Yes, ek weet nie hoe het hulle daai verduidelik nie, hoor. Maar ek het al daaroor gepraat, en so, dan dink die mense, ja, ek praat so deur my nek. In die case, val hy varkboutjie. Laat ons sien. Ja, ek gaan nou, hier is 2 kommentare wat ek met julle wil deel, wat op van my video's gesit is. Hierdie perd, Domains and Dragons board game, ek luister wat sê hy vir my. Hoe verwag jy moet ons dink, sonder as ons 'n mynspaakplak van die brein? Maar ja, ek het al vir jou opstelle geskryf oor die paneel. Aan mekaar saam ek oor dieselfde ding is nie my koppie tee nie. Julle wat my luisterkanaal gereeld luister, julle weet ek het al van die paneel gepraat. Ek het dit al genoem. Maar my situasie is die volgende. Dit moet julle nou mooi verstaan. Ek het hom geantwoord. Hoekom maak jy nie jou eie kanaal oop en verkondig jou kennis nie? Ek moet hierdie vir julle weer 'n keer verduidelik. Ek praat oor goed wat niemand anders bereid is om oor te praat nie. Maar ek verstaan ook goed dat ek praat oor dinge wat baie mense nie eers van bewus was nie. So as ek oor die goed begin praat, moet ek sorg dat ek die inleiding en aanbieding mooi doen, sodat die ouens kan verstaan en dit kan volg en daaroor kan self begin dink en dan self begryp. Ek meen, daar's soveel mense wat nog steeds, as jy hulle wys op Genesis 1, vers 26 tot 28, van hulle verstaan wat daar staan, maar hulle probeer dit rationalize, want hulle is bevrees. As hulle die koppeling, hulle voel as hulle die koppeling met Adam breek, dan is hulle ankerloos. En soos ek vandag vir 'n baie goeie vriend van my gesê, dit is nie dat jy, as jy die koppeling breek met Adam, is dit nie dat jy nou in jou, wat jou geloof aan betref, ankerloos is nie. Jy's nou bevry. Want nou is jy bevry van al daai stront wat hulle vir jou probeer verduidelik waaraan jy skuldig is en waarvoor jy hel toe moet gaan. En hulle kan vir jou sê jy is skuldig aan daai goed en hulle stuur jou hel toe, net omdat hulle jou laat glo, jy's 'n Adamiet. Nou, Genesis 1, vers 26 tot 28, sê vir jou, daar was ander mense ook gemaak. So, as jy daai koppeling breek, is jy nie ankerloos nie. Jy's actually bevry. Maar ek moet hierdie goed verstaan, ek moet dit stadig en versigtig. Daar's my vriend Jan wat nou dood is, wat die aand toe hy vir my ek daai openbaring gekry. Hy het my gelei na dit toe. Toe sê hy vir my, Colin, ek is verstom. Dis mense wat ek probeer al vir 30 jaar hierdie ding vir hulle verduidelik. Hulle wil dit nie vat nie. Hulle wil dit nie kop nie. Nou jy moet verstaan, die oomblik wat jy daai koppeling met Adam breek, dan kak hierdie Israeliete se storie heeltemal. En dis vir hulle te erg om dit te fucking eers aan te dink. Feit dat jy kennis neem van die eerste skepping, beteken nie
jy is nou op die geloofswille vlaktes van Hebron nie. Maar hou so by dit uitkom. Die pineelklier is 'n fenominale belangrike komponent van jou as mens. En onthou net, hulle aanslag op die pineel het al begin in die laat 50s toe hulle daai fluoried in die drinkwater gedonder het. Hulle het vir jou vertel, dis goed vir jou tande. Meanwhile kalsifiseer hulle jou pineelgland. Maar nou ja, ek net sien, ek nou nie hier goed mis nie. Ja, Yuri Gilnys is reg, Teheran sukkel geweldig met water hoor. Hulle het 'n moerse waterprobleem. Dis baie droog daaroor. Dink is hulle 3de of 4de jaar van droogte. Jonathan, I heard something about that scrap between Petzer and Friedman, but I had my scraps with Petzer as well. Okay, daar sê Dorena, jy het self skrif gedeel oor die pineelgland. Maar jy weet, as jy moet so versigtig met die goed wees, omdat ek met julle oor goed praat, wat nie, ander ouens wil nie oor dit praat nie. Hulle duik weg van dit af. En ek het al gesê, dit is vir my absoluut, ek kan nie mooi verstaan. Wel, ek kan actually mooi verstaan hoekom die waarheid van Genesis 1 vers 26-28 so in die agtergrond ingestamp is. Want as jy dit, as jy kennis neem en daai skrif word vir jou geopenbaar, dan besef jy, die breek al die bande wat hulle, al die kerke op jou het. Kom, weg. Nou wil hulle jou laat uitmaak, iets van hierdie Israeliete wat ons jou sê, ja, daar in Genesis 1, dis waar die duivels gemaak is, en die ondiere gemaak is, en die breinlooses gemaak is, en die swartes is gemaak, en so, ook weet. Baie dankie vir die super chat, Jay, hy sê, oom is reg, wat in Europa gebeur, geaffekteer ons. Duidelik dat hierdie huidige linkse EU hang nog aan die ou ANC legacy en wil nie erken dat die reënboog-eksperimente fok is nie, want hulle eie beleid vir Europe is gebaseer op dit. Jy is 100% reg. Jay, baie dankie vir die super chat. Ek net sien. Ja, Jaco, vir die probleem is, hulle verdraai die fucking goed en dan vat hulle en sleep hulle 'n moerse klomp mense saam. En daai mense word saamgesleep, heel onskuldig en goedgelowig. Ja, Henkie, daai is 'n bietjie 'n rowwe stelling wat daai ou maak oor die vroue, maar ja, dankie. Ja, wel, Christo, ek sê vir jou, ek het dit al 'n paar maande terug gesê. Ramaphosa staan op die vensterbank hoor, en die vensterbank is gesmeer met die vaseline. Ja, die Rone, jy praat oor van die dinosaurus. Ek het 'n verskriklik interessante video gekyk, waar 'n ou praat oor die dinosaurus. Ek dink ek het dit dalk. Ek moet net 'n bietjie soek of ek dit kan raak met julle deel, waarin hy verduidelik hoe hoog die lugdruk moes gewees het, en hoeveel suurstof was daar in die lug vir daai dinosourusse om te kon lewe. Want hy sê 'n dinosaurus, daai lang nekke. Hy sê daai se neusgate is so groot soos 'n moderne perdse neusgat. So daai ouens moes suurstofryke lug gehad het. Maar in elk geval. Alright, laat ek aangaan met die nuus. Kap maar 'n dop, dat ek die nuus gaan kry. Ek word vanaand heeltemal van trek afgehaal hierso. Maar ja, hier is nog 'n kommentaartjie wat gepost is op by een van my video's. Ek weet nie, ek het dit klaar gewys. Sorry man, ek het nou klaar gewys. Nou duplicate ek sommer asof ek hakel. Hier is daai een kommentaar wat ek vir julle wil gee. Hierdie Koos van Landsberg sê, die misdadiger aan die kruis langs Jesus was 'n vryheidsvegter, Israeliete, wat die Romeine aangeval het. Jesus se volksgenoot. Vra JC vir hom, hoe weet jy dit? Waar staan dit geskryf? Ja, ek weet nie of hy vir JC geantwoord nie. Mooi. Ek het vir julle gesê wat het hy dominee vir my gesê oor daai. En dan wil ek hierdie meme met julle deel. Baie toepaslik en jy mooi luister en oplet wat hierdie ou sê hieroor. How to make a lie and accept the truth. Infiltrate academia. Give them grant money to research and promote your lie. They can be believers or useful idiots. Tie your lie to activists or human rights movements. Donate money to people willing to promote the agenda. Be persistent. Julle sien mos hoe doen hulle baie van hierdie fucking bloggers is in daai traps. Deel van daai prosesse. Deel van daai prosesse. Kyk hierdie fucking waansin. Embedding Aboriginal and
Torres Strait Islander knowledge in Australian space policy. Luister na hierdie kak. Guided by the Yolngu and Goombay Ninger custodians. Dr. Lara Della Rey's project will help shape culturally respectful and environmentally responsible space exploration, learning from songlines, creation, stories and deep cultural connections between peoples and sky country. The research will develop intercultural guidelines to help inform space policy, public education and industry practices. The project aims to broaden Australia's understanding of space by recognizing long-held indigenous knowledge systems and their relevance to sustainable human activity beyond Earth. En sy kry $528,000 om hy kak op universiteit te gaan verduidelik. Goeie pok. Nee, die wêreld is in sy moer en hoor. Yes! Imagine ek met hy kak vir my oupa verduidelik. Dan kom ons in die EU. Jasmina het getweet. If Trump chooses to legitimize Russian aggression, Europe is prepared to respond with economic force, powerful enough to shake the American financial system at its foundation, said the Wall Street Journal. Europe is totally freaking out over Trump. They are convinced he is cooking up some secret deal with the dictator Putin that basically sells out Europe's security to Russia. They are not messing around this time. They are calling a strategic emergency and they've got a nuclear option ready to go. Their plan? If Trump gives Putin the nod, Europe is going to deliberately crash the American financial system. Okay. Hulle eie fucking financial system is klaar gecrash. They'll do it by dumping trillions in US government debt, which they all own. This wouldn't just be bad, it would be an absolute catastrophe. Worse than the 2008 crisis. The result will be a total economic meltdown. The dollar would tank, banks would freeze up, and the American borrowing costs would shoot through the roof. And politically, the fallout would be a guaranteed disaster for Trump and the Republicans, providing he picked a shady deal with Russia. Proving he picked a shady deal with Russia, whose economy, by the way, is smaller than Italy's, over the stability of the entire free world. The message is simple. Europe doesn't trust the US anymore, and they are ready to hit them with a financial weapon if Trump steps one foot over their life. Ja, hoe lekker lag ek nou. Wat is Trump se antwoord vir hulle? Kom ek wys vir julle wat is Trump se antwoord vir hulle. Hier kom Trump se antwoord. Wat so? Maar nou ja. Europeërs, hulle dink hulle is baie taaf. Maar ek het 'n paar interessante goed wat hulle nog kwyt geraak het. Nou wil ek hierdie vir julle wys. Kyk hoe word hierdie twee goed gepublished deur presies dieselfde persgroep. Kyk hier. Ukraine invasion explained. Putin illegally annexes territories in Ukraine in spite of global opposition. Dan sê hulle, during the war in Gaza, Israel drastically changed the map of the West Bank. So Putin annexed territories illegally, and the Israelis changed the map. En as mense wat daai kak sluk, oop koeluit bekkies. Dan kom ons by kakakallas. Never ceases to amaze you. The US didn't tell Europe what happened at the peace talks with Ukraine. We heard that the negotiations were difficult but productive. We don't know the results yet. I'll be talking with DM and FM of Ukraine today. EU's chief diplomat Kakakallas. Weet fokol, want die Amerikaners praat nie met haar nie, glad nie. Ukraine peace talks cannot take place without Europeans. French Foreign Minister Barrett is still at it. We have spared no effort to ensure Ukraine's interest and security in Europe. Barrett pleaded on France Culture Radio.
En dan kom die kommentator en hy sê, well, didn't Lavrov say Europa failed to use their chances? En dis die ding. Want Europa wil mos die hele tyd net fucking oorlog maak met Rusland. En dan ons weer vir kakkekalles. This week could be pivotal for diplomacy. It is clear that Russia does not want peace, and therefore we need to make Ukraine as strong as possible. My doorstep ahead of today's Foreign Affairs Council on Defense. Och, ek lag vir hulle. Ek lag vir hulle. Hulle is pathetiek verby, man. Maar nou ja, hulle dink hulle is baie clever en baie tough. Hulle gaan Amerika se financial system breek. Luister wat post hierdie by. Belgium is ready to approve the transfer of Russian assets to Ukraine if 3 conditions are met. Süddeutsche Zeitung reports, citing a letter from Prime Minister to the European Commission. Brussels demands that the EU provide legally binding and unconditional guarantees for the reparations loan, share all potential legal risks among all EU member states, ensure the participation of every country where Russian assets are frozen, meaning the loan to Ukraine must be backed by those assets collectively. Ursula von der Kreyse is prepared to meet these conditions. However, Belgium is awaiting official confirmation and support from the rest of the European Union. Hulle is vasberade om die Russiese geld te steel. Hulle gaan hulle gat sien as hulle dit doen. Maar nou ja, maar hoor ek haar plan, trampel al daai geld wat by daai clearing bank in België lê. Hy wil al daai geld oorgeplaas hê na Amerika toe. En dan sal hulle 'n board of directors aanstel vir daai fonds, wat bestaan uit Amerikaners en uit Russe. En dan sal hulle saam besluit wat om met daai geld te doen. En die Europeërs bekak hulle self oor dit, want hulle het al klaar gesien, hulle gaan hulle self uitbuil met daai geld van die Russe. Nou, hulle gaan swaar kry hoor. Dan kom ons hier in Gaza. Palestinian man converts a wrecked Israeli military vehicle into a power bank for locals. Talk about irony. Dis wat hy ook gedoen het. Hy daai wrak omskep. En dan gebruik hy daai wrak se toerusting om vir die ouens hulle fone te charge. Ja, ek like it. Vindingryk. Kom ons weer by hierdie sleg fucking ding. Bill Gates. Artificial intelligence in conjunction with our ability to edit genes will enable us to dramatically reduce methane emissions by making the cows better. Making the cows better. Hey, daai dom fucking ding wat daar sit. Hy sal God se skepping beter maak. Jesus, ek weet nie hoe die fuck is dit dat daai ding nog rondloop nie hoor. Maar nou ja. Nou hier kom ek nou by daai artikel wat ek nou vir julle gesê het. Ek dink voor ek dit doen, moet ons maar 'n dop vat hoor. Wel, kry jy dop. En ek wil nou vir julle sê, ek het nou wel 'n paar vrae gevra oor daai hele skepping ding, né? En die eerste vraag wat ek gevra het, was vir wie was Kain bang? Waar het Kain 'n vrou gekry? Nou hierdie ouens, die Adamiete en die Adamiet aanhangers, hulle vertel vir jou, dis boeties en sissies. Kain het met een van sy sissies getrou. Maar die fok weet, ek weet nie wanneer sy gebore nie, maar in elk geval. Hy is met een van sy sissies getrou. En daai hele lyn is op boeties en sissies gebou. Nou, ek het al vir julle gesê, hoe gevaarlik is inteling. Hierdie volgende artikel praat nie eers van boeties en sissies nie. Hierdie artikel het die wetenskaplike feite en bewyse vir wat gebeur as neefs en niggies met mekaar trou. En maak julle self maar reg vir 'n skok hoor. In elk geval, kry 'n varkpoot, dat jy kalm kan wees. En jy moet mooi luister na hierdie wat ek nou vir julle gaan verduidelik. Emma Rotman het hierdie getweet, hy sê, the data was so bad, the room went silent. I watched this video clip of a Christian-Muslim debate, and the single most jaw-dropping moment wasn't an argument. It was statistics. Nobody shouted, nobody stormed off, nobody even had a comeback. Because when the Christian speaker put the numbers on the screen, the whole place froze. First cousin marriages, rates in Muslim majority countries are off the charts, and the cognitive outcomes track right with it.
There aren't options, there aren't opinions, there aren't insults, there are the published consanguinity rates paired with average national IQs. Manne, julle moet baie mooi oplet na hierdie. Dit is scary hierdie hoor. Dis nou neefs en niggies hoor, first cousins. Pakistan, 65% first cousin marriages gebeur daar. IQ 81. Nou moet julle verstaan. 'n IQ van onder 85 word deur die westerse wêreld en die geleerdes en so almal gesien as alreeds mentally retarded. 85. Praat hier van 'n IQ van 81. Saudi-Arabië, 58% van daai marriages, IQ 76. UAE 54%, IQ 82. Iran 40%, IQ 80. Jemen 45%, IQ 63. Qatar 30%, IQ 81. Oman 36%, IQ 79. Syrië 39%, IQ 74. Turkye 25%, IQ 87%. Jordan 32%, IQ 80. Egypt 32, IQ 76. Morocco 26%, 67. 67. Mauritania 43, IQ 60. Sudan 30%, IQ 79. Afghanistan 46%, IQ 82. Algeria 39%, IQ 76. And here's the part that makes it even more staggering. The first cousin marriage rates are not discouraged in many Muslim countries. They are normalized. In some places, it's considered preferred. In others, it's pushed as a way to keep wealth in the family. But the biological cost is massive, generational, and measurable. By contrast, Christian majority countries in the West have rates under 1%, and their societies are modern, innovative, and stable. There's no mystery here, no conspiracy, just biology and math. When you normalize inbreeding, you get generations of damage. When you discourage it, you get functional civilizations. It's not hate, it's not a phobia. It's the cold reality of what cousin marriage norms do to nations over centuries. Nou goed. Cousin marriages. Nou vra ek vir julle. Nou vra ek net die vraag. Wat gebeur as boeties en sissies deel? Wat dink jy gebeur dan? Daai is neefs en niggies. Kyk wat is die uitkoms. Wat dink jy gebeur as boeties en sissies deel? Maar hierdie Adamiete wil vir jou fucking vertel. Dis wat daar gebeur het tot toe Moerengon, ek weet nie waar toe hulle het afgestel. Die tyd toe afgestel het, wie die fucking het afgestel, want teen daai tyd moes hulle so fucking dom soos klippe gewees het, en dan moes hulle IQ al onder 40 gewees, onder 30 gewees het. Was hulle basically amebas. Jy sien, dis wat ek altyd sê. Bly by die basics en bly fundamental, voordat jy op loop gaan, met 'n donderse storie. My heerlikheid, daar sien julle duidelik. En hierdie Adamiete verduidelik vir jou, boeties en sissies het getrou, en kleintjies gemaak, tot wat 'n tyd, toe word het afgeskaf. Nou vraag ek myself die vraag af, hierdie ouens wat jou, want gooi met die ding nie, maar dis afgeskaf op 'n slag. Dan vraag ek myself die vraag af, ons skepper, wat al hierdie dinge weet, hoe die volk is dit moontlik, dat hy nou so 'n teelery ding bou? Hy weet hoe gevaarlik dit. Wat is jou antwoord? Genesis 1 vers 26 tot 28. Daar lê die waarheid. Daar lê die waarheid. Nie die kakstorie wat hierdie Adamiete vir jou probeer verduidelik nie. In elk geval. Nou is daar weer natuurlik 'n klomp ouens wat die hop hulle bliksem in is vir my. Maar dit maak nie saak nie. Hey, Arthur. Moes dankie vir daai super sticker man. Ek waardeer dit geweldig hoor. Baie dankie. Logies, hy halal slagtery. Dis maar 'n rowwe slagtery hoor. Dit gaan oor hoe die bloed gehanteer word hoor. Okay, Jonathan, ja, ek kan nou so iets onthou. Ja, maar kyk, daai fucking Friedman, dis 'n satanist daai.
Nee man, Celia, waar kom jy nou aan daai hoe die dinosourus ontstaan het? Want God het al daai goed gemaak, man. Julle moet nou nie eers sulke dinge begin. Maar nou ja. Celia, ek sal maar sien of daai cloning gaan werk, hoor. Want hulle beloof ons nou al vir die laaste 10 jaar dat hulle die woolly mammoth gaan revive. Ek sien nie daai ding revive nie. Nêrens nie. Grand Peddler sê my, Colleen, jou oupa wil disown you. Ja, jy is reg, boerseun, Christene kan enige iets eet, man. Daar is nie so 'n ding van goed wat jy nie kan eet nie. Jy eet wel enige ding. Die groot ding is, soos jy dit daar sê, as daai halal stickertjie op die goed is wat jy koop, dan beteken dit maar net dat daai prys wat jy betaal. What the fuck? Moet ek nou eers hierdie ding mooi bekyk? Ja, so waar die fuck. Ek meen, 'n Jungle Energy Bar. Fucking halal sticker op. Hoe die bliksem werk dit? Wat is hier wat geslag is? Seker Jungle se tier wat hulle geslag het. Goeie genade. Jy van die kerk sê, vat enige iemand Australië nog ernstig op. Australië is letterlik soos die pasiënte van 'n inrigting wat in die hoogste posisies van hulle akademiese en staatsinstansies geplaas is. Ja, nee, ek skud maar net my kop, hoor. Wel, Seenresou, jy vra wat's nie halal nie. Daar het ek nou weer gewys 'n fucking Jungle Energy Bar en fucking halal sticker op, man. Ek het al weer gesê, hy halal beteken all and all, hoor. Ja, ek lag vir al hierdie goed, man. Ek lag vir al hierdie goed. Ek het my skoonpa. Hy was verseker goed, baie lief om te eet. Hy kon nie uit uit die nag en daar staan hy op en dan gaan haal hy nog uit die yskas uit. Kak so vrou om verskriklikheid. Sê hy van my skattie, God het al hierdie goed gemaak. Hoe kan dit bad wees om dit te eet? Ek sê ook so. Hy het al hierdie goed gemaak, hoe kan dit nou bad wees? Ja, Jaco Fourie sê, al die kak gaan net oor geld en mag. Putin gaan vir hulle opfok as hulle aan daai geldbates vat. Verseker gaan hy vir hulle looi hoor. Donovan sê, die climate sal recover as Bill Gates sy bek hou vir 10 jaar. Ek het nog 'n ander nuusberigie oor die climate wat jou gaan laat lag hoor. Ja, JC, jy moet pas op, hy koos of jou pomp met kak, hoor. Dis nou 'n Israeliet in eerste keer daai, hoor. Ja, Jay, hy kouser ding is net so bolsak, man. Ja, boerseun, daar, ek gaan dit sommer met die skare deel, man. Kan jy net 'n vrou gekry en uit 'n stad begin? Kan jy nou stad begin? Waar het al die mense vandaan gekom? Nou sê hy dit hier self. Genesis kan nie letterlik gelees word nie, maar mitologies. Ek sê mos, daai streep van Adam was gedoen as 'n handleiding om vir jou te wys wat maak God met mense wat nie luister nie, hoor. Jy kan nie al hierdie goed begin, dit is net soos die ding met Noag en al daai stories, man. Nee, lees dit vir wat dit is. Ek het 'n baie goeie mentor en ek het eendag toe vra ek vir hom. Toe sê ek hom, sê nou net vir my. Al hierdie stories wat hulle vir my vertel van hierdie Bybel is verkeerd vertaal en daai vers is verkeerd en daai is in bygesit en daai is uitgelaat. Toe sê hy vir my, ek dink hy gaan my 'n vreeslike akademiese antwoord gee. Sê hy vir my eenvoudig, sê hy vir my Colleen. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy vir julle gesê, moenie worry nie, ek los julle nie alleen nie, ek stuur vir julle 'n helper, die Heilige Gees. Hy sê, as jy lees jou Bybel geesgevuld en jy sal by al hierdie potholes verby gelei word. En ek het dit in die praktyk hoeveel male ervaar. Julle weet nie hoeveel Bybelverse stuur mense vir my, stuur hulle vir my in. Dan lees ek dit, sê ek, okay. Na ander ene kom hier aan, dan lees ek, what? Dan lees ek daai hele hoofstuk, lees ek die hoofstuk voor dit, lees die hoofstuk na dit. Okay, so dis is dit werk. En dit sê ek vir jou gebeur, wanneer die Heilige Gees vir jou lei, hoor. As jy geesgevuld raak, die eerste ding wat jy moet aanvaar, is jy moet jou ore oop hou en luister vir die fluister. En jy gaan onmiddellik, want onthou een van die gawes van die Heilige Gees, is die gees van onderskeiding. Jy gaan hierdie valshede dadelik sien. En as jy geesgevuld is, kan jy nie hierdie Israeliet storie koop nie. Ja, Flippie Terblanc sê, boeties en sissies trek sassa. Ja, maar nou ja,
Lokkie sê, as 'n boetie en sussie met mekaar teel, dan gaan hy kleintjie universiteit toe. Nie om te gaan studeer nie, maar in 'n bottel met versterkwater. Ja, wie kon sê, boeties en sissies wat teel gaan 'n klomp domfokkers afgee. Nou moet jy weet, as hulle vir generasies so inteel, hoe dom is hulle dan, hoor. Maar dis wat hierdie Adamiete jou probeer verduidelik. Hulle sê vir jou, dis hoe dit gewerk het. Ek weet nie, hoor. Ai, Nicolien, baie dankie vir daai supersticker, ek waardeer dit geweldig, man. Nee, Gerard, moet nou nie daar gaan nie, dis nou nie mooi van jou om dit te sê nie, man. Jou is nie so bad nie, hoor. Was dit seker, want partykeer ster hy net kak. Ek weet mos, hy wil net ster. Lodewijk sê, hy het al baie gehaal al. Hy skiet die bokke na gehaal hom. Ek hoor jou. Nee, Mariaan, Boersien praat nie net kak nie, hoor. Hy praat nie kak nie, net kak nie. Hy is reg oor van die goed wat hy sê, hoor. Ja, Jacob, jy is reg. Hy sê daar's niks fout met die climate nie. Dis daai Gates se internal climate wat totally gefok is. Ek stem met jou 100% saam op daai ene. Ja, jy weet, maar Marina, ons het geen beheer oor dit nie, behalwe om nie daai produkte te koop nie. Maar nou sê ek vir jou, my fok, 'n simpel ding. 'n Simpel bloody ding. 'n Energy bar. Die fucking stickers op. So, ja, John Vogels, ek het met daai vraag al baie gevra oor Kain, man, hulle kan nie daai goed antwoord nie. Dan, ek het nou die aand met 'n ou aan die gesprek, in die stoei geraak. Bly vir my sê, maar gaan lees Genesis 5 en tot by 9. Ek sê, wow, stop het fucking nou net hierso hoor. Kom ons bly by die basics. Ek staan by Genesis 1, jy staan by Genesis 2. Nou wil jy jou punt bewys. Met goed wat na Genesis 2 kom. Nee, daai tak gaan nie werk nie. Jy wil nou goed gaan bewys wat gebou is bo op die goed waar ek en jy stryd. Ja, Konnekamfer sê Theo die jaar, Nick Serfontein en Dani Odendaal was nou in 'n gesprek. Well, Nick Serfontein is familie van my, hoor. In elk geval. Marius, hy sê oom, daai jungle bar is mos nie deel van die karm die eet nie. Eerlikheid, man. Ek koop die goed baie keer as ek ry. Jy weet, ek kry ook maar lus vir so dingetjie en dit gaan my nou nie definitief nie kom van die trolley afstoot as ek so nou en dan 'n energy bar eet nie, hoor. Sannerie van Deventer, as daai halal stickertjie daarop is, dan word daar 'n klein persentasietjie van die prys van daai produk word aan die Muslim Council oorbetaal. Ek het net so 'n stukkie van Matt Kyk se gerokkel geluister toe fokker nou ook verby. Ek is nie lus vir sy katprater nie. Glad nie lus vir sy katprater nie. Kom ons vat dit op. Ek het daarom die belangrikste nuus ding met julle gedeel. En dit was daai wat ek wou deel oor daai IK storie van die inteelery. Daar is nog baie ander goed wat ek oor wil praat, maar die tyd is besig om ons nou vinnig in te haal. So ek wil flash deur die volgendes. En die is goed dat ons van kennis moet neem. Netanyahu officially asked President Herzog for a pardon. Bibi's on trial for corruption on allegations of bribery and fraud. Trump also asked Herzog to pardon Israel PM and ending that lawfare once and for all. Ek weet nie. Maar nou moet julle verstaan. Hulle soek nou 'n pardon vir die ou. Hy is nog nie skuldig bevind nie, maar soek 'n pardon. Eintlik wat hulle vir hom wil hê is immuniteit. Dit wat Biden so lekker uitgedeel het met sy autopen. Dit gaan nie oor pardon nie. Hulle soek immunity vir hom. Here, ek het so gelag vir hierdie ene boere. Ek het so gelag vir hierdie. Dit lyk my die Russe is nou besig om daai manne se rieme te ruk. Russian jets in Russian airspace sent Poland into panic. Air Defense Forces, even 2 Patriot systems put on high alert over 4 MiG-31 jets near the border, says Bill. Dan sê die kommentator, is there anything Poland isn't scared of at this point? Ek is seker hy Russe ruk uit op 'n ou se rieme nou. Ons sê wel, ons het hulle nou aan die gang, kom ons hou hulle aan die gelop. Hoor hierdie sot van NATO. Hoor hierdie sot. Breaking. NATO may carry out a preemptive strike against Russia. A preemptive strike. For the first time, the alliance is discussing the possibility of a preemptive strike on Russia in response to its hybrid attacks. Admiral Giuseppe Cavo-Dragone, the head of NATO's military committee, told Financial Times about this.
According to the newspaper, a number of Eastern European diplomats are demanding that NATO stop merely expressing concern and deliver a response. Dragone acknowledged that preemptive actions can... Luister na hierdie kak. Preemptive actions can be considered self-defense, but this goes beyond traditional thinking. Perhaps we should act more aggressively than our opponent. The question are about the legal framework, the jurisdiction. Who will carry it out, he asked. Who will carry it out? Imagine that, a preemptive strike teen Rusland. Oeg, hulle sal 'n klip kak. Nog oor daai NATO môre. NATO is considering the possibility of preemptive strike against Russia in response to the hybrid attacks. We are thinking about acting more aggressively and preemptively instead of reacting. What the fuck sê hy daar? More aggressively and preemptively instead of reacting. Some diplomats, especially from Eastern Europe countries, are calling on NATO to stop just reacting and to strike back. A preemptive strike can be considered defensive action, but it goes beyond conventional thinking. Perhaps we should act more aggressively than our opponent. Ag, my. Hulle kan hulle self nie as 'n papiersak uitstryk nie. 'n Nat papiersak. Dan kom ons by Turkye. Regarding the attacks carried out against 2 commercial vessels in the Black Sea, we view with concern the attacks carried out yesterday against the commercial tankers named Kairos and Virat, which fly the Gambian flag in the Black Sea. These incidents, which occurred within our exclusive economic zone in the Black Sea, have posed serious risks to navigation, life, property, and environmental safety in the region. We are continuing our contacts with the relevant parties for the purpose of preventing the spread of the war across the Black Sea and its further escalation, as well as ensuring that our country's economic interests and activities in the region are not adversely affected. Jammer vir jou, Turkye is klaar geëffek. Ankara warns the strikes threaten navigation, cruise and regional safety. Dan sê die kommentator, a sharp reminder that Kiev is bringing the conflict uncomfortably close to NATO's doorstep. Maar nou ja, daai manne, hulle is terroriste man. Luister wat sê hierdie ou. Paul Kykos het getweet. Ineffectual EU technocrats with no skin in the game keep screeching for war as Christian Orthodox Ukrainians still get sent to the meat grinder. Sê hierdie ou, wat nou gevang is. We knew we were surrounded. Captured Ukrainian soldier from Pokrovsk. His group spent a week without food or water, hiding in residential buildings. He says the Ukrainian armed forces aren't evacuating their 300s and 200s. Dis nou daai S200s and S300. Lugafweer. He himself was mobilized while going to the store and then sent for training in a unit in Lviv. The instructors were black and British, says the prisoner. O, daai fucking Britte. Hulle soep vir kak. Maar so begin die waarheid uitkom, jy sien. En dan kom ons hier by Kakakallas. Larry Johnson het gepraat. It's not allegations. We've actually got evidence that billions of dollars, up to $48 billion, diverted from the USA out of $360 billion for the last almost 4 years. The money went to the banks of Estonia, Latvia, up in the Baltics. No wonder Kallas of Estonia thinks it's so essential to keep this war going, because that money keeps rolling to it. A lot of the money was diverted to the banks in the Caribbean, like Cayman Islands, that kind of place. And there were payments made to at least 23 members of the US Congress, the House of Representatives and Senate. I'm going to make a list. Who are the most vocal senators and congressmen regarding the war in Ukraine? And dear, they are on the list of people getting paid. Nee, hierdie ding gaan lelik backfire. En dan kry ons vir Lavrov. Europe has decided to withdraw from peace talks on Ukraine. Sergei Lavrov, Russia's foreign minister, said that Europe, after weakening pre-agreements, has decided to withdraw from peace talks on Ukraine. Lavrov added,
The last time something similar happened was in April 2022, when the Istanbul agreements were diverted from their course at the request of then British Prime Minister Boris Johnson. Europe did not offer any resistance. In fact, it even welcomed it. According to his words, there was almost no discussion about the possible participation of European countries in the talks. Die Amerikaners en Russe praat, hulle wil fokol weet nie. Die Europeërs het nie eens 'n seat by die tafel nie. Maar na Europeërs probeer daai hele ding kelder. Nou hierdie is 'n redelike lang artikel, maar jy moet maar mooi luister wat hier gesê word. Dan kan jy verstaan hoekom die Russe hierdie mense gaan opfok, verseker. Europe just made Russia's case for Odessa. Nou ek het al baie vir julle gesê, Putin gaan politieke selfmoord pleeg as hulle nie Odessa vat nie. Okay. When you authorize naval drone terrorism against the Russian civilian oil tankers in the Black Sea, don't whine when Moscow redraws the coastline. You wanted escalation? Fine. Now watch your proxy lose Odessa, and with it, access to the Black Sea. Washington is hunting for face-saving imperfect peace after admitting Russia can't be beaten. But London and the EU, delusional, hysterical, and terrified of the coming reckoning from their own populations, keeps pushing the kind of escalation that guarantees one outcome: Russia removing Ukraine's coastline to the Black Sea. Can't be used as NATO's private terrorism platform. Every naval drone attack, every strike on a tanker, every British engineered terror op doesn't weaken Russia. It strengthens Russia's moral, legal, and military argument for needing Odessa. On November 21, Ukraine launched a Magura V5 naval drone packed with 200 kilograms of explosives at the Russian tanker Zik in a civilian vessel transporting fuel. Earlier on September 13, a coordinated drone and missile strike hit Sevastopol's shipyard, damaging a patrol ship and igniting a fire visible for kilometers. In October, multiple Magura V5 drones attempted to strike the Sergei Kotov, a patrol corvette. The footage released by Ukraine's GUR bears the hallmark of British-assisted targeting and mission planning systems. The pattern is undeniable. Ukraine's entire maritime warfare capability is thanks to the West. Dis 'n goeie een hierdie hoor. Dis 'n bietjie lank, maar dis 'n goeie een. Nou net hierdie klaar maak, dan maak ek klaar met die shot. These naval drones didn't glide across the Black Sea on luck and instinct. With operational ranges approximately 800 kilometers, Ukraine's Magura V5 drones strike far beyond coastal waters, but only with the eyes and brains of NATO. They rely on Western ISR, real-time satellite feeds from UK and France, RQ4 Global Hawk patrols off Romania, Starlink uplinks beaming mission data, and British-assisted target coordination. Europe wasn't just observing, it was triangulating and commanding. And now, after cheering on attacks launched with AI-assisted maritime drones and foreign-fed targeting, Europe feigns shock that Moscow may erase access to the very coastline launching them. Europe is not supporting Ukraine. Europe is sacrificing it. With full knowledge of what these strikes provoke, every official in Brussels, London, and Paris understands Russia's red lines. They've memorized them for years. They know that attacking civilian tankers, port infrastructure, and Black Sea fleet assets from a NATO-commanded coastline forces Moscow to harden the entire southern theater. Yet they push Zelensky, their puppet, into terror operations that guarantee Odessa becomes a battlefield and cease forever to be a bargaining chip. When a coastline becomes a NATO forward operating platform, masquerading as a proxy state, removing that coastline becomes self-defense. Europe knows this. Washington knows this. That is precisely why Europe, cornered and terrified of the political reckoning on its own soil, keeps escalating. Starmer fears British rage at the coming humiliation. Macron fears the streets of France. They all know what's coming.
Hier is 'n goeie artikel oor. Baie goeie artikel. Moscow now has zero incentive to leave a hostile coastline intact. Landlocked Kiev neutralize NATO's Black Sea fantasies. When Odessa falls, Europe will shriek aggression, pretending not to remember who designed the drones, who funded the commanded the operations, daring Russia to respond. But the world will remember, and history will not record this as a conquest. It will record it as a foreclosure of a coastline weaponized by Europe's own madness. Russia will by turn turn the map into a verdict. One future generations of Europeans will demand their leaders answer for, and there will be hell to pay for the betrayal of Europe. Nou, ek gaan nou stop hier met die, ek het nog niets, maar daar is nie tyd nie. Ek het nou te veel ander goed gepraat vanaand, man. Maar dit was alright. Kom ons vat maar nog 'n doppie, laat ek gou kyk wat gaan hier aan. Wat gaan hier in die chat aan, dat ek nou nie te ver af. Erard Sloothoff vra, wat is my siening van evolusie? Ja, ek gesien daai ding van die mens kom van die aap af nie, want hoekom is daar nog ape? Maar evolusie kan gebeur in geslote gemeenskappe. So byvoorbeeld, hier by my is vinke, geelvinke, maar hulle bekkies is so oor mekaar getwist, hulle is so oor, die punt van sy bek is so oor kruis, gaan so oor kruis. En toe ek die plek gekoop het, was hier 'n baie groot heilboom agter my erf. Like when daai ding, hy drop maar sulke trane druppeltjies. Maar toe kom ek agter op 'n dag, daar sulke stokkies nessies wat hang, wat 'n wurm in het, dis daai wurmpies wat so pis. Nou daai vinke, met daai oor kruisbekkies, hy kom sit daar, op die takkie bo kan die wurm se nes, dan vang hy daai wurm nes in sy een pootjie, dan tel hy hom op, en daai oor kruisbekkie van hom, kan mooi daar by daai ding ingaan, dan trek hy die wurm en hy hout hy sê uit van hom. En toe ek die heilbome baie gesnoei en so, daai boom baie getrim en afgesny en so. Toe raak hy wurms weg. Maar daai voeltjies is ook nou nie meer hier nie. Nou op die Galapagos eilande het hulle dieselfde gesien, dat van die vinke se snavels het verander. Dit is evolusie. Maar dit is eintlik meer mutasie uit for necessity. So ek glo nie daai ding van die mens kom van die aap af nie. Glad nie. Want as dit so was, dan sou daar nie meer ape gewees het nie. Okay, Jay het nog 'n super chat gegooi hierso. Hy sê dit raak nou ooglopend na hierdie G20 ding dat die ANC se rug geknak is. Dis interessant om te sien watter verraaiers nou uit die houtwerk klim. Wel, ek het vir julle gesê. Trump het besluit die ANC moet vernietig word. En dis wat hulle doen. Ek het nog baie ander inligting wat ek nou met julle gaan deel nie. Maar hy Ramaphosa, hy het nie 'n klou van die kak wat nog op pad is na hom toe nie, hoor. Die Amerikaners het hulle goeders soos alles reg in plek, hoor. Hulle gaan hierdie fucking ANC topkader kabal uitruk, hoor. Watch, jy moet watch. En onthou, daai bangzotte, nee. Hulle gaan mekaar onder die busse begin ingooi. De Reina sê, daai wagte by die Kremlin lyk soos uit 'n sprokiesboek. Ja, hy wat hulle nekke so skeef draai, in elk geval. Dit is die Presidential Guard. Ek kan vir julle 'n mooi storie oor hy Presidential Guard vertel, hoor. Putin het geweet, 'n staatsgreep word altyd deur die army gedryf in 'n land. En Putin het geweet dat daar is militêre ouens wat omgekoop kan word. Toe sit Putin daai Presidential Guard op. Hulle het fokol met die army te doen. Niks. In die militêre, niemand het enig. Putin is hulle commander-in-chief van die Presidential Guard. Julle sien mos as jy so in daai paleise van hom loop en so, dan staan hy ons met daai groen uniforms en daai pet en daai skewe koppies. Daai ouens, dis die Presidential Guard. Sy Presidential Guard. Ek wil nie iets vertel wat jy heel waarskynlik geweet het. Staan net 60,000 man. 60,000 man. Hulle het 'n fucking unlimited budget. En hulle report net aan hom. So as iemand 'n staatsgreep, daai tyd toe hulle gesê het, ja, daai fokker van Wagner gaan 'n staatsgreep probeer, hy's op pad Moskou toe lag ek my gat af, man.
Wagner, hy het 4000 ouens gehad. Daai presidential guard is 60,000. Dat is hom fucking opeet vir breakfast daarby sommer by die hekke van die fucking Kremlin. So as 'n militêre offisier probeer om 'n militêre coup in die, jy weet, uit te voer in Rusland, dan beter hy sorg dat hy meer as 60,000 man het en hulle kan nie nooit so baie kry nie. Nooit nie. Nooit, hulle kan nie. Hulle kry so 5,000 miskien as hulle lucky is. So hy moet weet, hy gaan hom vasloop in 'n presidential guard van 60,000 man wat gefokken wapen is met die beste wapens wat daar is. So iemand wat vir jou sê daar gaan 'n staatsgreep in Moskou gebeur, het nie 'n fucking klou waarvan hy praat nie. Putin is nie 'n poepel nie hoor. Hy was nie verniet in die KGB nie. Dit is hoekom daar nie 'n staatsgreep kan wees nie. Nou, ander ding, Putin het al 43 assassinations oorleef. 43. Daar was 'n storie gewees waar Putin by 'n plek was, waar hy fucking ding van Canada, hy Makatese, ek weet nie sy naam vergeet nou. Toe staan hy en Putin en praat, en hy Trudeau druk sy vinger so teen Putin se bors. Nou, as jy mooi na die video kyk, daar was twee ouens so weer 'n bietjie wyd van Putin gestaan. En daai twee fucking ouens kom soos cruise missiles in. Maar ek het die video gesien waar hy ou dit uitgewys het. Sien die Putin se hand so agter sy rug en hy wys vir daai ouens. Ja, moenie hierdie fokker gryp nie. Die mense verstaan nie hoe werk Putin se security system nie. Sy persoonlike security nie. Hulle verstaan dit glad nie. Maar in elk geval, daai het ek nou sommer terloop so julle genoem. Dit is al ver oor die tyd, noem kakpratery. Ja, Grand Peddler, that's the thing. I have spoken about it and I told you about those hothouses where they up the carbon dioxide, the CO2. They've got CO2 generators that pump those hothouses full of that and they raise the CO2 from 0.04 to 0.06. And then, what happened? The tomatoes, 80% less fungus, and the production on the tomato plants, 6 times normal. Hierdie hele CO2 ding is 'n bolkak, man. Ja, Leon Botha, dit is, maar ek meen, dit is onafwendbaar dat jy dit doen, want alles het die fucking stickers op, jy het halal stickers en jy het fucking kosher stickers en jy het, ag, die donder weet wat se stickers alles op dit. Ja, hierdie back and closure ding, ek het soveel feeling hy is georganiseer. Dankie Nisha. Nisha gifted one Skid Marks membership. Gert Prinsloo Prees het personal dinge waarna hy moet kyk hoor. Nisha, yes like member for 13 months. Baie dankie vir jou ondersteuning, Nisha. Ja, Christo de Beer, ou kry daai ding ook van jy help mense maar niemand help jou nie, maar moenie daaroor paniek nie. Doen jy wat jy voel is die regte ding om te doen. That's it. Nisha, nog 'n gift. Baie dankie man. Jo, ek waardeer dit. Ja, ek is nou jammer, ek het nou hier in die begin baie goeders gepraat en so nie by die nuus gebly nie, maar in elk geval, ek dink julle het 'n paar goed gehoor wat julle kan laat dink hoor. Ek dink julle het Daantjie sê, evolusie is as jy oorslaan van slagspoor na briekmerke. Hoorie so, ek moet julle sê, daai boere en beere song doen goed hoor. Gisteraan toe ek klaar is met die show, het ek 'n boodskap gekry van 'n ou en daar's nou 'n ou in Rusland. Pieter Appelgrein en die ou. En die ou het die song gedownload en hy sê hulle speel dit in al die Russiese opleidingsbasisse. Speel hulle die fucking ding oor die microphones en oor die goeders. Want toe wil hy nou weet, hulle is bang vir copyright infringements en sulke goeders. Toe wil hulle die outeur van die song, toe het ek nou se kontakbesonderhede vir hulle gegee, dat hulle dit kan regkry. Maar nou ja, ek sien julle sê good night en so voort. Wel, Leon, daar is van die goed wat gerevoke is, maar ek weet nie of alles al gerevoke is. Ja, Pieter sê, die space element in Putin se beskermgedeelte is crazy specialists. Sannerie van Deventer sê, sy die flight bygeniet. Ek is bly jy dit geniet hoor.
Ja, Arthur, daai ding van Venezuela. Ek het dit, ek sou dit by dit uitgekom het. Dis uit en uit 'n gesteelery van Venezuela se olie. Dis al waaroor dit fucking gaan. Dis waaroor dit gaan. Die steel van Venezuela se olie. Dis waaroor dit gaan. In elk geval. Kaptein sê, buckle up, strap up, dis tyd vir wheels down. Sy het 'n spot gekry en ons gaan in en ons gaan vinnig ingaan. Nou klaar gerefuel die hele lot. Die girls sê dit was vir hulle 'n moerse lekkers flight gewees en hulle sê hulle het maar daai die Kool-Aid section laat uitkom hulle te sien. En gehoor, hy is nie lus om kak te praat vanaand nie. So, Boerseun, hulle sê dankie dat jy nou nie gestuur het nie, hoor. In elk geval. Julle gaan nou seker die moeder van my wees, maar ek gaan nou maar weer met daai song uit. Nee, ek dink ek gaan met hierdie ene uit. Die antwoord op daai ene. Kyk, daar was 'n klomp ouens wat vreeslik gebied het oor daai song. Toe maak B vir my hierdie song. Hier so skuif bietjie nader, daar's nog plek by die vuur. Die song loop weer, en Julius se foon is rooi warm. Julius hoor boere en bere en sy berit val skief, hy skree fasciste. Maar sy TikTok loop die song op repeat, hy wil dit ban, hy wil dit so, hy wil dit onteien sonder vergoeding. Maar sy eie jeuglige doen die kwara op die chorus, eish, kom ons gaan. Die ou met die blou-geel vlag op sy bakkie in Pretoria Noord. Heel oorslaap van Oekraïne, maar sy ringtone is nog de la rey, my woord. Hy plak sonneblomme op sy profiel, maar sy WhatsApp status is boer soek vrou rassiese uitgawe. Hy tik propaganda in die comments met een hand vol biltong. Ach, Sham, hoe lê jy seer, die sonneblom om. Julle skree in hoofletters, maar die beat bly hier. Boere en bere braai rustig, ons gooi nog 'n stuk vleis op. Julle kan maar huil en blok en report, ons vat nog 'n dop. Ach shame. Die waarheid smaak soet met bietjie klippies en 'n stuk troe wors, is die lewe kompleet. Julius probeer 'n speech skryf, ek sal nooit. Autocorrecte klaar, ek sal nooit ophou na boere en bere luister nie. Die sonneblom ou doneer vir kyf, maar sy Spotify rap gaan wys 20 minute van ons polka. Julle sê dis rassisties, ons sê dis net 'n lekker song. Julle sê dis verdeeldheid, ons sê ons deel net die vuur. Daar's genoeg wors vir almal behalwe vir seerouens. Kom sit, kry vir jou 'n dop, of bly maar staan en huil in die donker. Ach, Shem, Julius huil, die sonneblom ou, huil. Ons lag so happer, dat die kole bewe. Boere en bere, ons bly by die vuur. Julle bly by julle toetsbord en julle trane lekker bly seer. Hier's 'n tissue, hier's 'n stuk biltong. Ach, Shem, kry vir julle lewe ook. Cover him much for. Hier's so skuif bietjie nader, daar's no. Expropriate this playlist! How can you party with Russians? Ek hoop julle dit geniet, ek enjoy dit, ek lag lekker. Sê vir julle, almal, kyk in, kyk op, kyk rond. Manne, dis rondkyk se dinge nou hoor, dis rondkyk se tyd nou. En jy is die beste gewapen, as die Heilige Gees in jou tempel woon. Moenie dit vergeet nie. Boerieman, uit.